Soran Kierkegaard het die volgende van God gesê in 'n gebed wat hy gebid het. En ek wil dit graag vir jou lees. Not art thou like a man. If he is to preserve only some degree of constancy, he must not permit himself to be moved, nor by too many things. Thou, on the contrary, art moved and moved in infinite love by all things. God word beweeg deur alle dinge. Waar ons as mense konstantheid soek en altyd wil hê dinge moet min of meer dieselfde bly en ons baie beheer wil hê oor die avonture wat ons het, werk God heeltemal anders. God beweeg nooit weg van of bly konstant net op een plek nie. Hy beweeg. Hy is konstant besig om te beweeg. En wat is dit wat God beweeg, sê Kierkegaard? Sy infinite love. Sy groot liefde beweeg hom om mense nog meer lief te kry. Kan God meer lief raak vir iets wat hy geskep het? Ek glo so. Juan Arias skryf in sy boek in die 1970s, The God I Do Not Believe In, skryf hy dat die God waaraan hy nie glo nie, een is wat nie omgee nie, wat nie deernis het nie, wat nie lief het nie. Hy sê hy glo nie in daai God nie. En dan sluit hy af deur te sê, my God is the other God. Hy is die God wat beweeg na, nie weg nie. Hy is die God wat huil en nie emosieloos is nie. Die wonderlike ding is vir my en jou as gelowiges, kan ons weet dat Jesus Christus juist die voorbeeld van dit kom stel het. Die dinge waaroor die Ou Testamentiese mense nog kon gewonder het, gee God regtig om, kom wys Jesus, ja hy doen. Die Ou Testamentiese mense het soms beklei oor wie's welkom. Jesus kom sê, in God is almal welkom. Daarom, die wonderlike ding wat ek en jy vandag as gelowiges kan weet, is dat ons het baie keer vals prentjies van God, maar dit gaan ons nie help nie. Die wonderlike ding is om te weet, ons kan fokus op God as 'n deernisvolle, passievolle God wat in ons rigting beweeg. En vanoggend se uitgebreide erediens het ek lank gepraat oor Jeremia 3, waarin God vir sy volk vra, kom weer terug na my toe. En hy gebruik die voorbeeld dan van 'n vrou wat weggeloop het van haar eerste man af en toe getrou het met 'n tweede man, en toe die tweede man gelos en wou terugkom na die eerste man toe. Nou volgens Deuteronomium 24 mag daai man nie sy vrou wat die eerste keer weggeloop het en weer by 'n ander man was, nou terugvat nie. Hy mag nie. Want dit sê die aarde is besmet. Ek gaan nie lank met julle daaroor praat nie, maar wat ek wel met julle oor wil praat is die feit dat God vir ons in Jeremia 3 vers 14 kom sê, ek is nie so nie. Ek vat jou altyd weer terug. Ek stap in jou rigting, ek hardloop in jou rigting. Ek is 'n deernisvolle, passievolle God. In vanoggend se uitgebreide erediens het ek lank gepraat oor hoe baie van ons 'n prentjie het van God wat net wil straf, die onverbiddelike God, die een wat nie kan verander nie, die een wat nie geskuif word nie. En die ander ene is die liberale, nice dude God wat op die strand loop soos 'n surfer met 'n surfboard en hy gee ook nie eintlik om wat jy doen nie. Maak nie saak wat jy doen nie. Ja, jy kan maar geld steel, jou vrou verneek, nie bereid is om tronk toe te gaan nie. Al daai dinge doen. Maak nie saak nie. Ek is hier, moenie worry nie, gaan maar net aan. Nie een van daai twee prentjies is dit wat ons vind in die Bybel nie. In die Bybel deur Jesus Christus kom sien ons dat God 'n deernisvolle, passievolle God is wat uitreik na elkeen van ons. Daarom het jy dalk nodig om vandag jou valse prentjie van God af te lê, sodat jy werklik kan leef. Die metafoor wat ek wil gebruik vir jou vandag, in my voorskoot erediens in plaas van my toga erediens, is 'n warmwatersak. Ek weet nie van julle nie, maar as jy hou van kamp, dan moet jy 'n warmwatersak by jou hê. Nou, soos wat ek nou maar is as 'n man, as ons gaan kamp, dan het ek nie 'n warmwatersak nodig nie. Ek is reg, ek's warm genoeg. Totdat dit regtig koud raak. En dan kyk ek maar daar langs my vrou, baie naby my vrou in, en dan sê ek vir Chanel, ag liefie, net so 'n bietjie nader, want ek weet sy is lekker warm gebroei met haar warmwatersakkie. Deernis vir my is soos 'n warmwatersak. Dis soos hierdie is Isabella se warmwatersak, dis soos 'n visie ding, ek weet nie wat dit presies wat dit is nie. Maar deernis is vir my soos 'n warmwatersak, waarin God kom sê, as jy na my toe kom, sal ek altyd eers net vir jou 'n warmwatersak gee en jou laat tuis voel. Om weg te wees van God se teenwoordigheid af julle, is die koudste oomblikke van jou lewe. Om net te voel asof hy nie daar is nie, dis yskoud, yskoud. Dis nie waar jy wil wees nie. Die deernisvolle God sê vandag, kom na my toe, kom na my toe. Ek bly nie vir altyd kwaad nie, kom na my toe, ek gaan vir jou 'n warmwatersak gee, ek gaan jou weer laat naby aan my voel. Mag jy dit onthou. Mag jy 'n wonderlike dag hê.